Goeiemôre, good morning. Hallo daar, dis heerlik. Ek wil nou nie sê lenteoggend nie, maar nou ja, soos ons mos nou maar die winter lekker verwelkom en al hoe meer van hom of haar geniet, net soos wat jy die winter beleef en sien. Maar wat 'n heerlike dag aan jou gebring met die komplimente van Elsa en Pira. Dit klink omtrent soos 'n vertoning waarna hulle kan uitsien, hè? Ek dink eendag, nee, moet hulle my kry vir 'n bokskampioenskap of so, dat ek net kan sê. Jy weet ons Amerikaners is so oordrewe en goeders, dan gaan hulle weighing in at just about, ladies and gentlemen, Peter the Biscuit Cohen. Verskuilde talente hier op die stel vanoggend. Nee, maar Baie waarna goed. ons kan uitsien, nou. Dis hoekom ek so opgewonde is. Daar is baie waarna ons kan uitsien. Ek gaan jou nou alles daarvan Ek wil vertel. hoor, ek's die ene oor. En dan is jy baie welkom as jy dit weer so wil aankondig, maar aankondig liewer. Maar psoriase is meer as net 'n velprobleem en Michelle Lou van Crème Classique Skincare gesels met ons oor die impak daarvan en watter verligting beskikbaar is. Die 99ste Comrades Marathon is om die draai en die wedloopdirekteur Sue Forge vertel ons meer oor vanjaar se ikoniese ultramarathon. Thys bring ons op hoogte van die jongste nuus rakende die ekonomie en Franco kuier later by ons met sy splinternuwe debuut enkelsnit Kaal sigarette. Baie om na uit te sien en ek kan sien my kollega is baie energiek Ek begin net dink, jy op en weet, wakker. van 'n kaal sigaret na 'n orkes of 'n band se naam wat is sonder onderbroeke. Ja, nee wat, die kreatiwiteit, man, en gepraat van kreatiewe en interessante dinge, hoor net gou hierso. Die Franse polisie het verlede week 'n taamlike ongewone waarskuwing vir padgebruikers uitgereik. Hulle het gewaarsku dat padverbruikers op die uitkyk moet wees vir takbokke en ander diere wat 'n bietjie te diep in die bottel gekyk het. Kan jy dit nou oorvertel? Ek moes 2 keer lees toe ek hierdie navorsingkie raak gelees het. Volgens owerhede smil sommige van hierdie wilde diere aan gegiste vrugte en plante wat natuurlike alkohol vorm. Die resultaat is takbokke wat heeltemal deur mekaar onvas op hul voete en totaal onvoorspelbaar optree. Bestuurders word aangeraai om paraat te wees, want hierdie besope diere kan skielik voor 'n motor in hardloop, in sirkels begin tol of sommer net in die middel van die pad gaan staan en droom. Is this a car? Is this a plane? Nee, dis die takbok. Die polisie het selfs 'n video gedeel van 'n takbok wat wild in die rondte hardloop nadat hy blykbaar 'n bietjie te veel van die bos se eie aperitief geneem het. Kom ons kyk 'n bietjie hierna. Ai. Ek het nogal baie keer die stories gesien van die amarula vrug hier by ons natuurlik, as 'n Ja. Bobbejaan se kind nou 'n bietjie te veel van die amarula vrug vat, of dalk ewen oom olifant het al so 'n walsie in hom gehad. Maar wil jy nou meer dat dit so ver moes gegaan het dat die Franse owerhede al 'n amptelike waarskuwing moes uitdink? Daar is mos 'n En gee. idioom, is dit nie hoenderkop? 'n Hoenderkop. In hierdie geval takbokkop. Ja, dis nee. As jy hoenderkop is, dan weet jy dit was 'n lekker kuier, maar as jy takbokkop is, dan weet jy was 'n super lekker kuier. Ag, ek sê altyd, jy weet, dit is interessant en in 'n sekere mate snaaks om hierdie stories te lees, maar solank die diere net nie seer kry nie. 100%. Ja, ag sy, want jy weet op die einde dring ons maar altyd in hulle natuurlike habitat in met die nuwe paaie en geboue en dinge. Maar ag wat, ek is net bly om te weet in die diereryk as koning leeu net sy rug 'n bietjie draai en by een of ander formele funksie is, dan neem die res van die diere oor en hulle hou party. Ek sou altyd gedink het dat jy weet, baie keer het 'n mens, wel, ek het al in die verlede gehoor dat diere die vermoë het om te kan onderskei tussen die verskillende blare of so of plante waarvan hulle mag eet. Jy weet, om seker te maak hulle neem nie enige giftige plant of so in nie. So mense dink dat hulle hierdie soort onderskeid ook sou kon tref, maar duidelik nie. Dalk kan hulle, maar wil hulle? Dalk wil hulle nie. Baie goeie punt wat jy daar maak. Goed, ons bly vereers by die diere stories. Is jy gereed vir Ek is reg, ek hou van diere storieetjies vir Dinsdag. Goed, navorsers het 'n fascinerende ontdekking oor die bekende Barbary makaak in Gibraltar gemaak. Nou hierdie ape het blykbaar begin om grond as 'n soort natuurlike medisonale middel te eet.
Dit blyk dat die konstante stroom van sogenaamde gemorskos, soos sjokolade, skyfies en roomys, wat hulle by toeriste steel of kry, hulle spysverteringsstelsels heeltemal omkrap. Volgens wetenskaplikes van die Universiteit van Cambridge dien die grond as 'n beskermende laag in die ape se maag en neutraliseer dit sodoende die effek van die verwerkte gemorskos. Boonop bevat die grond noodsaaklike minerale en goeie bakterieë wat glad nie in gemorskos of lekker goed voorkom nie. Nou die studie wys duidelik dat hoe nader die ape aan mense leef, veral tydens die besige toeristeseisoen, hoe meer gereeld moet hulle self na hierdie gronddieet wend om hulle maagprobleme op te los. Kan jy nou meer? Hoewel hulle natuurlike dieet eintlik uit blare, sade en insekte bestaan, het die onnatuurlike gemorskos hulle gedrag heeltemal verander. Wat nog meer fascinerend is dat hierdie gewoonte blykbaar sosiaal aangeleer word. Verskillende groepe ape het selfs hulle eie voorkeure vir spesifieke soorte grond ontwikkel. Ek soek 'n bietjie rooi rond. Kieskeurig. Ja, baie kieskeurig. Wat is dit? 'n Barbary makaak. Hulle kry klem in die kaak van al die gemorskos. Ja. Boetie, maar dit is vir my baie interessant dat hulle dan natuurlik ook besluit of het net agtergekom het wat natuurlik vir ons beskikbaar is, help vir die Dit gesondheid. werk, ja. En ek dink dit is nogal 'n ding wat baie van ons as mense ook moet najag en strewe daarom van die gemorskos ontslae te raak. Ek weet toe ek kleiner was. Nou praat ek van voorskool of sub A, jy weet graad 1. Toe was daar 'n paar kinders. Ek weet nou nie of dit net in my dorp is of so van waar ek vandaan gekom het, al groot geword het. Maar jy kinders gekry wat grond eet. Ek het al daarvan gehoor en blykbaar is dit nie so sleg nie. Nee. Dit help met 'n immuunstelsel en dis wat ek al gehoor het. Nie dat ek nou sal weet, ek bedoel, ek het nou nie kinders nie, maar ja, ek het al gehoor hulle sê dis nie noodwendig so ongesond nie. Dalk moet ons eendag 'n toetsloopie doen en seesand bring en kleigrond bring en gesonde grond bring en dit proe en kyk wat is ons reaksie. Jy's welkom. Is dit? Ek het as kind nie grond geëet nie, so ek dink ook nie ek sal nou daarvan hou nie. Maar aangesien jy nou as 'n kind daarvan gehou het, Ek het baie grond geëet, onwillekeurig. As ek van my fiets of my skateboard afgeval het, het ek grond geëet, gekoop. Ja. Maar weer eens wil ek nou terugkom en sê, wat vir my interessant is van hierdie spesifieke storie, is net om te besef hoe slim diere eintlik is. Ek dink hulle word baie dikwels onderskat. Heeltemal onderskat, dink ek. En dis maar ons wat hulle as die slimstes en die regeerders van die land wil probeer in 'n hoekie sit om te sê nee, maar ons weet net jy kan dit doen of jy kan dat doen. Maar dan kom Hollywood ook en hulle vat hom 'n trappie verder en dan bring hulle vir ons flieks soos Planet of the Apes en allerlei sulke dingetjies. Maar nou ja, al dra 'n aap 'n goue ring. Bly ingeskakel. Ons luister net hier na hoe huwelikskontrak jou finansiële toekoms beïnvloed. Huwelikskontrak, né? Dit klink vir my baie formeel. Huwelikskontrak. Wat het geword van die ou dae wat ek het mos nou 'n ring aan jou vinger gesit of ons het mekaar nou die regterhand gegee. Dit is wat meer wil ou hê. Maar ja, lyk vir my partykeer is die huwelik baie meer ernstig as wat 'n ou gedink het dit sal wees. So moenie weggaan nie, net hierna gesels oor daai huwelikskontrak op Goeiemôre, Good Morning. Makaak in die klem met die kaak.